Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ek vertrou dit gaan goed met elkeen van julle en dat julle opgewonde is vir dit wat die Here vir ons gaan doen in vandag se les. Nou, as ons kyk na die Bybel, sal ons besef dat dit is saamgestel deur 66 verskillende boeke, geskryf deur verskillende skrywers. Elkeen van daardie boeke is saamgestel met 'n verskillende doel in gedagte, verskillende gehore ensovoorts. 'n Paar van daardie boeke is persoonlike briewe. Byvoorbeeld briewe aan Timoteus, Filemon en Titus. Hierdie boeke is geskryf aan hierdie mense deur Paulus as persoonlike boeke. So nie almal moes eintlik hierdie briewe ontvang nie. Dit was net vir spesifieke mense geskryf. Maar in een van hierdie briewe skryf Paulus aan Timoteus en dan praat hy oor gebroke verhoudings in sy lewe. En hy praat van wat se effek dit het aan hom en hy praat van hoe dit hom maak voel. En ek dink as ons eerlik is met onsself, het ons teen nou almal gebroke verhoudings ervaar. Ons is seer gemaak, teleurgesteld, of wat ook al dit kan wees, ons was al in gebroke verhoudings. Nou vanuit Paulus se brief aan Timoteus kan ons baie leer oor gebroke verhoudings. Kom ons kyk wat sê Paulus vir Timoteus. Ek lees vir ons in 2 Timoteus 4 vers 9 tot 17. Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmatia toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toegestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring, wat ek by Carpus in Troas laat bly het. En ook die boeke vir al die parkemente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom, en al die heidenasies dit kon hoor, en ek is uit die bek van die leeu gered. Paulus skryf aan Timoteus oor die seer en die teleurstelling en die eensaamheid waarmee hy moes deel toe hy homself in 'n situasie in sy lewe gevind het. Maar hy skryf spesifiek ook oor Alexander, die kopersmid. Paulus sê dat hy het hom baie kwaad aangedoen. Wat ons verstaan van die storie is dat Alexander die kopersmid het die goeie nuus, hy teen die goeie nuus gegaan, inteendeel hy het baie valse lering, doktrines na vore gebring, wat Paulus se moeite om mense te oortuig oor die waarheid baie ingedoen het. Maar ons kan uit hierdie situasie waarin Paulus homself gevind het, kan ons 'n paar beginsels leer oor hoe hy sy gevoelens oor verwerping hanteer het. Die eerste beginsel is, erken die gebroke verhoudings wat daar is. Baie kere maak ons dit uit as niks nie. Wanneer iemand ons teleurgestel het of wanneer iemand ons seer gemaak het, dan hou ons dit binne. En al wat dit veroorsaak is, dit kweek 'n wrok binne in ons hart. Dit kweek, soos die Engelse man sal sê, resentment binne in ons hart. Nou, wrok het die vermoë om ons te laat reageer in maniere wat glad nie gesond is vir ons of vir die mense in ons onmiddellike omgewing nie. Wrok het die vermoë om ons te laat dink in maniere wat glad nie volgens die wil van die Here is nie.
So, wanneer ons erken, jy weet, daar's hierdie dinge in ons lewens, hierdie gebroke verhoudings in ons lewens, maak dit die las so bietjie ligter. Dit help ons om anders te dink oor die saak, dit help ons om net so bietjie van 'n derde persoon se perspektief af 'n situasie raak te sien. So, wat ons as Christene kan doen en wat ons kan leer van Paulus se situasie af, is dat ons moet erken wanneer daar gebroke verhoudings is. Wanneer ons daar kom, kan ons dan die tweede beginsels is deel dit met iemand wat jy vertrou. Paulus kom hierso en hy vertrou Timoteus ongelooflik baie. Hy erken die gebroke verhouding en hy deel dit met Timoteus. Hy praat daaroor, hy laat toe dat die negatiewe gevoelens en die negatiewe ervaring wat hy het, dat dit sal uitkom en dat dit nie net in sy hart sal rondwandel nie. Ek lees vir ons hierso in Galasiërs 6 vers 2, dit sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Gedeelde pyn is ligte pyn. Wanneer ons 'n las erken en ons deel dit met ander mense wat ons vertrou, help dit ons om so 'n bietjie ligter te dra op die las wat op ons skouers is. Dit help ons om dan ook so 'n bietjie net anders te dink oor die situasie. Maar ons moet mense in ons lewens kry waarmee ons dit kan deel. Dit kan dalk 'n terapeut wees, dit kan dalk 'n vriend wees, dit kan dalk die kerk wees, dit kan dalk 'n herder wees, waar ook al jy gemaklik voel om dit te deel, net sodat jy kan ontslaa raak van die dinge wat in jou hart aangaan. 'n derde punt is, en is 'n baie belangrike, maar 'n baie sensitiewe punt, is stel grense. Wat gebeur is, Paulus waarsku vir Timoteus van Alexander in vers 15. Hy sê vir hom hierso, jy moet ook vir hom op jou hoede wees. So wat Paulus sê hierso vir Timoteus is dat hy moet homself beskerm, hy moet grense stel teenoor Alexander. En die rede hiervoor is dat Alexander het selfsugtige motiewe. Hy is daar om homself net te laat vorentoe gaan. En as gevolg van dit moet Timoteus homself beskerm teen hom. Nou, dit is baie belangrik dat ons onderskeid tref in hierdie saak. Ons kan nie net, sodra iemand ons seer gemaak het, jy weet, nou moet ons grense opstel, ons hoef nie weer met daai mense te praat, en dis nou oor en verby. Dis nie wat die Here ons roep om te doen nie. Hy roep ons om te vergewe. En daardie vergifnis beteken om te vergeet wat hulle gedoen het en dit agter ons te sit. Om nie, jy weet, grense te stel dat ons nou so ver van hulle af beweeg, dat ons nou nie meer liefde aan daardie mense gee nie. Dis nie wat die Here hierso sê nie. Maar wanneer mense leed aan ons wil doen om ons seer te maak, het is amper 'n bewuslike pyn wat hulle wil veroorsaak, dan moet ons onsself beskerm van daardie mense af. Ons kan net ons naaste lief hê soos ons self. Maar as ons nie onsself beskerm nie, dan gaan ons nie onsself kan lief hê nie, en dan kan ons ander ook nie lief hê nie. So dis baie belangrik om te besef dat ons moet grense stel teenoor mense wat ons bewuslik wil seermaak. Dan laastens is, laat die Here jou versterk. Baie kere dan maak ons staat op mense en hulle stel ons te leer. Paulus was op 'n plek gewees waar hy voor die hof gekom het en hy was stoksiel alleen. En ek dink ons kan teen baie teleurgesteld wees as ons vertrou dat mense gaan opdaag vir ons, maar hulle doen nie. Maar in plaas van dat Paulus staat gemaak het op mense, het hy gefokus om op God staat te maak. Hy het homself by God se voete gaan neerlê, sodat die Here hom kan versterk. Hoor wat sê dit hierso in 2 Timoteus 4 vers 17. Hy sê, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee. Ek wil jou bemoedig. Miskien dalk is jy in 'n situasie waar jy seer gekry het, jy is teleurgesteld
en jy het krag nodig om jou op te hou, sodat jy kan fokus op dit wat saak maak vir die Here. Nou, ons kan dit nie by mense kry nie. Mense stel ons teleur, maar God kom altyd vir ons deur. Gaan maak staat op God en sy krag, in plaas van om staat te maak op mense. Laat die Here jou versterk. Moenie staat maak op jou eie kragte nie, moenie staat maak op mense nie, maak staat op die Here. Maar weet dat vanuit Paulus se situasie is daar 'n paar beginsels wat ons kan maak, of wat ons kan leer, om onsself te beskerm, om te kan leer hoe om oor situasies te kan kom, sodat ons sterker aan die ander kant kan kom. Met dit in gedagte, kom ons gaan in die vrae in, ons bespreek dit lekker saam. Tot volgende keer, totsiens.